2 Tessalonisense hoofstuk 2. En wanneer ek dit lees, dink ek julle sal saam met my sien dat hierdie gedeelte definitief 'n paar uitdagings het. Ek het vanoggend vir 2 persone gesê, ek dink enige prediker wat sê dat hy 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 12 100% verstaan is baie verwant. Ek dink regtig so. Ek sal nou vir julle sê hoekom ek so dink. Ek dink nie die betekenis van die teks is moeilik nie. Ek dink nie die doel hoekom dit geskryf is moeilik nie. Maar hier is 'n paar dinge, ek sal so ietsie daaroor sê. Maar volg saam met my 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 1. Ek lees uit die Afrikaanse standaard vertaling uit. En ons vra julle broers wat betref die koms van ons Here Jesus Christus en ons versameling na hom, dat julle nie al te gou in julle denke verwar sal word en nie verskrik sal word nie. Nog deur 'n gees, nog deur 'n uitspraak, nog deur 'n brief, asof dit deur ons geskrywe sou wees, asof die dag van die Here reeds aangebreek het. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, omdat die dag van die Here nie sal kom tensy die afvalligheid eers gekom het en die mens van die wetteloosheid geopenbaar is, die seun van die verderf. Hy wat hom sal verset en homself sal verhef teen alles wat God genoem word, of 'n voorwerp van aanbidding is, met die gevolg dat hy in die tempel van God sal gaan sit en homself as God sal aankondig. Onthou julle nie dat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En nou weet julle wat hom teehou sodat hy op sy eie tyd geopenbaar sal word. Want die misterie van die wetteloosheid, die geheim van die wetteloosheid is reeds aan die werk. Daar is net een wat dit nou teehou totdat hy uit die weg sal wees. En dan sal die wettelose een geopenbaar word. Hom sal die Here Jesus deur die asem van sy mond verteer en hom deur die verskyning van sy teenwoordigheid vernietig. Dit is hy wie se koms volgens die werking van die Satan is, met alle krag en tekens en wonders van valsheid en deur elke misleiding van ongeregtigheid vir die wat verlore gaan, omdat hulle nie die liefde van die waarheid aanvaar het, sodat hulle gered kan word nie. En daarom stuur God vir hulle die werking van die dwaling, sodat hulle die leuen sal glo, sodat hulle almal geoordeel mag word, wat nie die waarheid geglo het nie, maar behaag in die ongeregtigheid gehad het. Net tot daar. Nou, ek is al 2 weke besig met die stuk, want laas Sondag het ons bietjie weggebreek en ons het na Efesiërs 2 gekyk met ons gemeentevergadering, en vir 2 weke lank het ek met hierdie gedeelte geworstel. Ek het al goed neergeskryf en weggegooi en weer goed neergeskryf en weggegooi, en as ek op iewers is en ek dink aan hierdie stuk, dan dink ek, wat gaan ek maak? Kan ons nie die gedeelte oorslaan en aangaan nie? Want ons almal weet die wederkoms gaan kom en dis genoeg. Iemand sê ook vanoggend, al wat belangrik is ek weet my saak met die Here is reg. Maar nie, hierdie goeds belangriks in die Bybel. Ons kan dit nie oorslaan nie. Hierdie gedeelte is 'n uitdaging, of jy nou vanoggend hier sit en of jy pre-mill, amil of post-mill is, hierdie gedeelte het vir jou 'n uitdaging. Wat my nog verder gevang het, weet jy wat wil jy nie beleef as jy voorbereiding doen? Jy lees kommentare en jy luister preke en jy lees preke en jy bestudeer 'n gedeelte en jy probeer kop of stert uitmaak, byvoorbeeld in vers 3 en verder, oor wie's die man van wetteloosheid en goed, en elke kommentaar, sonder uitsondering, begin met die woorde, hierdie gedeelte is moeilik. Dan sê ek vir myself, Janie, jy is baie dieper in as wat jy moet wees in hierdie dinge. Van die kommentare bestempel hierdie gedeelte as as die moeilikste gedeelte wat Paulus ooit geskryf het. Wel, dan neem jy stap 2. Jy WhatsApp jou vriend wat hulle kommentaar op Openbaring geskryf het en wat vir homself die eindtyd regtig uitgesorteer het. Jy WhatsApp vir hom, ek stuur vir hom 'n stemboodskap. Ek sê vir hom, help my met 2 Tessalonisense 2. En dan 2 ure later kry jy 'n stemboodskap waarin hy die volgende sê. Ja, Janie, daar loop jy vas in 'n moeilike teks. Vrek, dit is 'n moeilike teks, en hy lag hom mors dood. Dan gaan kyk jy of die persoon wat jy dink een van die beste eksegete van ons tyd is, en ek weet nie of almal van hom weet nie, maar ek dink daar is bitter min Bybelse eksegete wat gelyk is aan hom met sy kennis oor die skrif en verklaring, sy skrifverklaring, 'n man met die naam D.A. Carson. Hy is besonder. En dan kry hy het oor hierdie stuk gepreek.
En dan luister jy daai preek en in sy openingsgebed, God, this passage is difficult. Maar ek moet bysê, dit het my regtig baie gehelp. Maar voor ek julle so moedeloos het, is wat ek op 'n stadium was oor van hierdie dinge, die doel van die teks is duidelik. Maak nie saak wat ons siening vanoggend is oor wie is en wie die man van wetteloosheid is en wie hom terughou nie. Dit maak vanoggend nie saak wat jou siening van dit is nie. Dit wat Paulus vir hulle skryf staan vas. Dit kan ons met sekerheid sê en ek wil dit graag vir julle wys. Dit wat moeilik is in vers 3 en in vers 6. Dis wat moeilik is. Dis waaroor mense hulle koppe breek. Kyk gou na vers 1 en 2. Die doel is maklik. Vers 1 en 2. En ons vra julle broers wat betref die koms van ons Here Jesus Christus en ons versameling na hom, dat julle nie al te gou in julle denke verwar word en verskrik word nie. Sien julle daai woorde? Dis die doel. Hy skryf dit as 'n pastor, hy skryf dit vir 'n gemeente en sy bekommernis is dat hierdie ouens benoud raak, dat hulle as te ware hulle verstand verloor en angstig raak. En dis waarteen hy skryf. So kom ons noem hierdie teksgedeelte vanoggend hoe om kop bo water te hou tot en met die wederkoms. Kom ons noem dit so. Ek sê vanoggend vir iemand, ek was nou stout geweest want iemand het 'n grapie agtergemaak. Ek wou dit amper noem shaken but not stirred. Want hierdie ouens is hulle is in hierdie wêreld is so stikkend en hulle word versoek, maar dan Paulus se hoop dat hulle nie verwar sal word nie. Dat hulle eintlik nie die mekaar sal raak nie. Hoe om kop bo water te hou tot en met die wederkoms. Hy skryf sekere dinge waaraan ek en julle kan vashou, maak nie saak wat jou interpretasie van hierdie gedeelte is nie. Ek gaan julle in skierigheid so bietjie probeer tevrede stel, want ek het vir myself, daar's dinge wat ek al lank oor wonder, dis baie moeilik om konsekwent te bly, oor wat in die eindtyd gaan gebeur, maak nie saak wat se siening jy is nie. Wat my nogal fascineer, nog altyd, is mense se sienings van die wederkoms in die sin, dat die een ding wat my meer as alles fascineer, reg deur die geskiedenis, elke keer, dan gaan knoop mense die gebeurtenisse van die eindtyd in hulle eie tyd. Reg deur die geskiedenis. Van Christus se eerste koms af, en dis nou nog so, reg deur die geskiedenis, lees mense wederkomsgedeeltes, en dan sê hulle, kyk, dis wat nou in ons tyd gebeur. Het julle dit al opgelet? Dis altyd waar. En ek het al jare terug vir my 'n ding vasgemaak, Jannie, jy gaan dit nie doen nie. Jy gaan nie elke keer dit koppel aan iets wat in jou tyd gebeur nie. Nou, ek luister 'n preek van 'n Afrikaanse predikant, ek dink dit was in die 70s, dit was nog op die ouer mense sal dit ken, voor jy kassette kry, het jy 'n uittyp of iets gekry. Uittrek, ja. Die preek is nog op so 'n ding, en ons luister dit as studente in 'n klas, en die prediker vat dinge wat in die Tweede Wêreldoorlog gebeur het, en hy maak dit net so van toepassing op die wederkoms. En nou as jy terugkyk, en dink jy, dis een van die preke wat hulle liewers nie op 'n uittreks of iets moes sit nie, want dit was toe nou nie so gewees nie. Veral as dit kom by die man van wetteloosheid, het jy al gehoor van die anti-kris? Dis nogal 'n belangrike term, dis as mense lief is vir eskatologie, dan sê hulle vinnig, maar dis die anti-kris of dis die anti-kris, en hulle het al hulle slim praatjies oor dit. Let net gou op in vers 9, dat die man van wetteloosheid nie die duiwel self is nie. Hy kom met die werk van die duiwel, hy's 'n dienskneg van die Satan, en deur die geskiedenis heen is liters ink spandeer om te skryf oor wie hierdie man van wetteloosheid is. Die tipe dinge wat Paulus van skryf, ek wil julle met dit sien in vers 4, is nie eintlik so vreemd nie. Vers 4 sê, hy wat hom sal verset en homself sal verhef teen alles wat God genoem word, of 'n voorwerp van aanbidding is, met die gevolg dat hy in die tempel van God sal gaan sit en homself as God sal aankondig. Nou kom ek gee vir julle 'n bietjie agtergrond. 200 jaar voor Christus het 'n man gelewe met die naam van Antiochus Epiphanes. Het iemand al van hom gehoor? Antiochus die kranksinnige. Ek gaan een of twee dinge sê. Hy het die Joodse geloof het hy as onwettig verklaar, maar behalwe vir dit, wie weet dat hy 'n vark in die tempel geoffer het? Het jy al daarvan gehoor? En hy het op die troon gaan sit. Dis 200 voor Christus het dit gebeur. Omtrent 10 jaar voor hierdie brief geskryf is, het jy al van Caligula gehoor? Romeinse heerser. Hy was net so mal. Hy het ook sy eie kop gevolg. Hy het homself as 'n god verklaar en hy het 'n standbeeld van homself in die tempel
laat oprig. Maar dis nog 10 jaar voor hierdie brief. Nou lees jy iets soos vers 4 en dink jy, maar jy weet, die tipe goed gebeur. Reg deur die geskiedenis, wat van die vernietiging van die tempel 70 na Christus, onder Nero? Wie van julle het al gewonder of hy nie die antichrist was nie? In daai tyd het hulle, Nero was al bestempel as die man van wetteloosheid. Toe Islam in die wêreld inkom, raai wie was toe die antichrist? Mohammed was die antichrist. In die kerkgeskiedenis in die middeleeue was dit die pause gewees van die Rooms-Katolieke kerk. Net vir interessantheid, onder gereformeerde kringe, Calvin, Zwingli en al daai manne het gesê dat die man van wetteloosheid is die Rooms-Katolieke kerk in die reformatie. Het hulle so geglo. Het julle al gehoor dat Hitler die antichrist was? Hitler was bestempel as die antichrist. Wie van julle het al gehoor dat die paus, die antichrist is nog steeds in ons tyd? Dis iets wat jy gereeld hoor. En iets wat ek al oor gewonder het, ISIS, as jy kyk hoe dit oor die wêreld gaan, en wat hulle alles aanvang. Maar wat maak ons? Dit lyk vir my, die grootste fout wat ons kan maak, is om dit elke keer aan een spesifieke persoon te koppel. Dit lyk vir ons moet regtig uit die geskiedenis uitleer, en nie dit doen nie. Kom ek help julle met iets prakties, iets wat my nog altyd gehelp het, al vandat ek 'n student was in 1 Johannes hoofstuk 2, want as jy 'n teologiese student is, en mense hoor jy is een, dan, hulle boelie vir jou, met al hulle kennis, oor profete en die eindtyd, en al sulke goed. Ek het al lank terug vir julle een keer gesê, ek en my ma en my broer, het saam met 'n man gaan eet, ons het in 'n restaurant gaan eet, Winning Post in Alberton, en die man wat die restaurant besit, ken Openbaring 12, 13 en 14, woord vir woord uit sy kop uit. Hy het by ons by die tafel kom sit, en hy het met vaste sekerheid gesê, wie die antichrist is. Hy het tot nogal gedink, hulle gaan in Gallagher tyd by mekaar kom. Dit was nogal vir my iets interessant. Maar die ou se kennis was verstommend, hy ken dit woord vir woord. Maar wat my help, want die ouens kom en sê, ons weet presies wie die antichrist is. 1 Johannes 2 vers 18. Dit het my nog altyd gehelp. Kindertjies, dit is die laaste uur. Soos julle gehoor het, die antichrist kom, en daar is nou ook baie antichriste, op grond waarvan ons weet dat dit die laaste uur is. Sien julle dit raak? Dit lyk vir my, ons moet versigtig wees, om een van hulle te brandmerk, en te sê, hier is die antichrist. Ons moet ten minste versigtig wees met dit. Met ander woorde, dit lyk vir my, as ek 1 Johannes 2 vers 18 en 19 reg verstaan, kan daar gereeld iemand wees wat as die antichrist bestempel word, volgens die Bybel. En nou wil ek erkenning gee aan D.I. Carson, ek is so dankbaar vir 'n preek van hom, wat my regtig gehelp het. Want tot en met hier was ek nog, lyk dit vir my, op die regte koers. Maar ek luister 'n preek van hom gisterand, en dis toe nou die laaste. Ek gaan slaap gewoonlik al daai tyd, maar ek weet, ek moet net hierdie beter verstaan. En blaai nou Openbaring 12 toe. Wel eintlik Openbaring 13, maar ek wil iets oor 12 ook sê. Openbaring 12 tot 14 praat van die vrou en die draak, en daaroor gaan ons verskil, hang nou af wat jou siening is, oor wie die vrou is en wie die draak is, en toe die draak nou agter die vrou aangaan, want hy kon nie die kind kry nie. Dan in hoofstuk 13 weet ons van die dier uit die see en die dier uit die aarde. Het julle dit al raak gelees? Jy kry daai 3 dinge so in 'n ry. Nou terwille van tyd vanoggend, kyk net gou, net iets interessant. Weet julle, vers 3, Openbaring 13 vers 3. Kyk gou daar saam met my. Een van sy koppe was verwond tot die dood toe. As jy Engelse vertaling het, sê dit, he was fatally wounded. Nou stop net gou daar, kom ons help net gou die kinders ook. Wat beteken 'n fatale wond? What is a fatal wound? Dis 'n wond waarvan jy doodgaan. Dis wat daai woorde beteken, hè? 'n wond waarvan jy doodgaan. Nou, een van sy koppe was verwond tot die dood toe, maar sy dodelike wond het gesond geword.
Hoor gou hierdie woorde, die hele aarde was vol bewondering agter die dier aan. Julle moet net gou na ons teksgedeelte in vers 10 en 11 en 12 sien, dat hy mense mislei met al die kragtige tekens en dat 'n menigte mense hom volg. Dit stem net so ooreen. Maar dis nie wat ek vir julle wil wys nie. Hierdie wond is fataal. En tog staan hy weer op. Tog gaan hy weer aan. En D.I. Carson het vir my iets gesê wat my help, veral met my siening oor 1 Johannes 2 vers 18 en 19. Dit lyk vir my, daar kan baie anti-Christe wees. Die in hierdie tyd, in hierdie ouense tyd, die Romeinse ryk het geval, maar hulle het weer aangegaan. Nero is doodgemaak, maar dit het weer aangegaan. Daar was weer 'n anti-Kris. En so kan ons reg hierdie geskiedenis, weet julle dat die keisers, en dis hoekom dit belangrik is om die eerste lesers te probeer in gedagte hou, die keisers het hulle self genoem Here en God. Dit was 'n titel, dis op muntstukke gedruk, en jy was gedwing om die keiser my Here en my God te noem. En dit klink nogal baie soos vers 4. Maar nou wat gebeur is, lyk dit vir my, een gaan dood, maar dis 'n fatale wond, maar hy herstel weer. Die volgende een kom weer. En dit maak nogal vir my sin. Dit, nou wat ek nou vir julle sê, is net my verstaan van die skrif, dis nog nie die dinge wat ek vir julle sê, ons kan feitelik net so verstaan nie, maar dit maak vir my sin, deur die hele eskatologie, is om ten minste dit raak te sien. As hulle dood is, toe kom Hitler, toe kom die paus, hulle kom net weer en weer, die dier is nou nog nie weg nie. Dit kan ons met sekerheid sê. So net om julle te help, ek hoop dit help julle so klein bietjie, want anders te gaan jy jou gedagtes vasdraai oor wie is die anti-Kris en daardie dinge. Ek sal nou 'n bietjie sê oor vers 6, oor wie om te hou. Kom ek met die dinge uit waaroor ek vir julle wil preek. Dit wat ek kan sê, so spreek die Here. Dit wat ons nie kan betwyfel nie. Die volgende ding is duidelik. Ek wou 4 noem, ek gaan 2 noem. Ek het hulle in 2 opgesom. Eerstens, vers 2 tot 4, moenie kop verloor nie. Dit staan vas, dis die doel. Ons kan nie daar verbykom nie. Tweede punt, net 2 punte, ek is slegte baptis volgens, nie 3 punte nie. Tweede punt, vers 7 tot vers 12, die soewereiniteit van God. Dis duidelik. Ek sou punt 3 nog wou maak, die oorwinning van Christus, maar ek gaan dit by soewereiniteit insit, en ek sou punt 4 wil maak, die dwaalleer, maar ek gaan 'n toepassing oor dit aan die einde maak. Maar dit is dinge wat vas is. Punt nommer 1, moenie kop verloor nie. Vers 2 sê, dat julle nie al te gou julle denke verwar sal word en nie verskrik sal word nie. Dat jy nie jou kop sal verloor nie, is wat daar staan. Julle weet van die ou wat in die oorlog is, en hulle skiet hom met 'n groot 50 mm geweer en skiet sy arm af. En hy skree, eina. En Van der Merwe sê vir hom, wat skree jy so? Hy sê my arm is af. Hy sê Piet se kop is af en hy sê nie 'n woord nie. Nou, Paulus is duidelik benou dat hierdie gemeente is op 'n plek waar hulle so verward gaan raak, dat hulle selfs in hulle geloof gaan begin twyfel. Dis waar hy benoud is. Dit wat hulle ontstel het, kyk gou saam met my na vers 2. Ons weet nie presies wat nie, maar ons kan dit kwalifiseer. Hy sê dat julle nie gou in julle denke verwar sal word en nie verskrik sal word nie, nog deur 'n gees, onthou daai woord, nog deur 'n uitspraak, die ou vertaling sê 'n woord, nog deur 'n brief, asof dit deur ons geskryf sou wees. Iemand het heel waarskynlik gekom met iets soos, en ek is nou baie aspris as ek dit vanoggend doen, maar is 'n kenmerk van ons tyd ook. Iemand sou tipies voor hulle gaan staan en sê, en julle moet na vers 3 kyk terwyl ek dit sê, die Gees het vir my gesê, om vir julle te sê. Kan julle dit raak sien? En dan luister almal, want die ou sê die Gees het vir hom gesê. Of iemand kom staan en sê, ek het 'n woord van die Here ontvang, om vir julle te sê. Of derdens, Paulus het hierdie geskryf, en dan het hy nie regtig geskryf nie. Of vierdens, vat iets wat Paulus geskryf het, en verdraai dit. Dis hoekom hy sê, iemand het na julle toe gekom, en dit lyk vir julle, of dit selfs van my af kon wees. Dit het julle ontstel, en dit moet julle nie glo nie. Die probleem was dit, verkeerde inligting. En ek wil julle vanoggend help met iets.
Die hoofsaak van enige kind van die Here se angs of benoudheid of verskrikking is of verkeerde inligting of 'n gebrek aan regte inligting. Alle dinge waarmee 'n kind van die Here in sy lewe worstel, is of verkeerde inligting of 'n gebrek aan waarheid. Alles. Dalk verstaan ons nie die erns van hierdie nie, want as ek vir julle sou sê hulle vrees was volgens die einde van vers 2 dat die wederkoms reeds gebeur het. Ek en julle kyk na dit en sê ons het nie daai probleem nie. Kom ek probeer dit verduidelik. Hierdie mense kry bitter swaar. Hulle word vervolg, hulle lewens word regtig baie swaar gemaak. Hulle staan geliefdes aan die dood af, sien ons in die 1 Tessalonisense brief, en nou kom mense en sê julle het die wederkoms gemis. Wat is die erns? Ek en julle lewe nie in die Romeinse regering nie. In jou kop redeneer jy dan, Christus het my gelos. Ek is nou onder hierdie wêreld, onder hierdie Romeine, onder hierdie ouens wat Christene doodmaak, en daar's vir my geen hoop meer nie. Om dit makliker te maak, jy is die soldaat wat in die Midde-Ooste beklei, oorlog voer in die ernstigste gedeelte van die oorlog in die Midde-Ooste, en hulle stuur helikopters om al die troepe uit te gaan haal, en hulle vergeet jou. En jy weet, daar's vir jou geen hoop meer nie. Dis wat in hierdie ouens se gemoed aangaan. Hulle is in die oorlogsveld in 'n stikkende wêreld, en Christus het hulle nou gelos. Dis hoe moedeloos hulle is. Vers 3 sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, omdat die dag van die Here nie sal kom tensy die afvalligheid eers gekom het en die mens van die wetteloosheid geopenbaar is, die seun van die verderf. Nou ek gaan nie nou meer oor hom sê nie, aan wie ons daai naam gaan koppel, ons gaan dit nie doen nie, ons gaan nie daai pad stap nie, maar ek wil hê julle moet ten minste dit raak sien. Jy kyk na al jou omstandighede, en jou omstandighede laat jou dink, God het my vergeet. Dis in praktyk wat gebeur. Hierdie teks is duidelik dat sulke dinge eintlik moet gebeur. Hy sê eintlik, moenie kop verloor nie, want die dinge moet gebeur. Dis eintlik wat hy sê. Die minste wat ons met sekerheid kan sê oor hierdie vers, is dat Paulus vir hulle skryf, en ek vervang dit nou met my eie woorde, julle het nie die wederkoms gemis nie, want daar is nog dinge wat moet gebeur. Dis wat hy vir hulle sê. Maar wat ek wil hê julle moet raak sien in vers 3, is daai heel laaste woorde, seun van die verderf. Wat beteken dit? Daai woorde is kosbaar. Kom ek help julle. Blaai gaan na Johannes 17 toe. Kom ek help julle wat Paulus eintlik vir hulle sê. En ek gaan later weer iets oor dit sê wat by dit aansluit. Maar in Johannes 17, dis die hoëpriesterlike gebed van ons Here Jesus Christus. En dan in Johannes 17 vers 12 bid Jesus dit. En dit is een van die moeilike stukkies, 17 vers 12. Toe ek nog by julle was, het ek hulle in u naam bewaar. Dit is die naam wat u aan my gegee het. Ek het hulle ook beskerm, en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat vir vernietiging bestem is. Wat sê die ou vertaling? Seun van verderf, sodat die skrif vervul sou word. Die term seun van verderf beteken hy is bestem vir die verderf. Dis wat daai term beteken. Selfs al glo jy, daar gaan nog een laaste groot anti-kris kom, wat alles omver gaan gooi, wat so goddeloos gaan wees, dat niemand hom mee kan keer nie, niks hou hom terug nie, dan kom God en hy sê, hy noem hom die seun van verderf. Wat sê Jesus vir hom? Sy kaartjie is geboek. Slaaf verby. Hy het nie 'n keuse nie, hy is klaar bestem vir die verderf. Weet julle, hy meng nie in met die plan van God nie. As jy vers 4 verkeerd lees, gaan jy dink hierdie ou meng in met die plan van God. Maar as jy vers 3 en vers 4 reg lees, gaan jy sien hierdie ou is deel van God se plan. Hy meng nie in met die plan van God nie, hy is deel van dit. Vers 4, hy wat hom sal verset en homself sal verhef teen alles wat God genoem word, of 'n voorwerp van aanbidding is, met die gevolg dat hy in die tempel van God sal ingaan en homself as God sal aankondig. Nou daar's een van die dinge waaroor ons kan verskil. Party verwys daar fisies na die tempel. Dis net interessant dat 19 keer gebruik Paulus daai woord om na die kerk te verwys. Ons het dit gesien laasweek in Efesiërs hoofstuk 2 vers 20 en 21, die gemeente wat saamkom wat die tempel van die heilige God is.
Maar wat ek wil hê julle moet sien in vers 4 is, hierdie ou noem homself God. Oom Louis het al oor dit gepreek, laat dit julle nie aan Romeine 1 dink nie. Jy ruil die beeld van die ware God vir die mens. Jy sit die mens op die troon. As jy God se eer gaan wegvat vir jouself, is jou kaartjie geboek. In alle eenvoud. Nou luister gou mooi. As ons na die dinge om ons kyk, kan ek en julle maklik oorweldig raak en besef hierdie chaos is verskriklik. Ons weet nie meer waarmee is God besig nie. Net 3 weke terug, ek lees so nou en dan op Net Nuus, net 3 weke terug is 78 skoolkinders van 'n presbyteriaanse kerk in Kameroen ontvoer. Ek weet nie of julle daarvan geweet het nie, maar sulke goed ontstel my, want dit was omdat hulle Christene is, wat dit met hulle gedoen is. Laas week is 'n jong sendeling met die naam van John Chow, het hy na die Sentinel-eilande toe gegaan. As julle enigiets van die eilande weet, die gevaarlikste plek ooit om sendingwerk te doen. Hy het 1 keer hulle ontmoet, die tweede keer toe hy by hulle kom met sy kajak, die eerste keer het hy 'n boot betaal om onwettig te vat. Hy het op 'n afstand gestaan en hy's weg en hy gaan met sy kajak die tweede keer toe hulle hom sien, toe skiet hulle vir hom met 'n klomp pyle en gaan begrawe sy liggaam. Die regering probeer nou nog sy liggaam terugkry vir sy familie. Maar die wêreld is in 'n gemors. Kinders van die Here kry swaar. En weet julle uit hierdie teks uit wat vir my en julle meer moedeloos maak is vals leerstellings. Ek het al soveel keer met mense gepraat en hulle moedeloosheid is doeteenvoudig gegrond op vals leerstellings. Ouens wat die Bybel verdraai, ouens wat byvoorbeeld dinge sê soos Christene kan altyd ryk, gesond en suksesvol wees. En jy sukkel, jy kry swaar, jy voel geestelik, moet ek sê ek is ook so, want dis wat hierdie ouens my leer, maar jy weet die realiteit is, jy sit soos die ouens in Tessalonisense en jy's in die moeilikheid. Jy trek regtig swaar, jou geloof is nie so sterk as wat jy wil bely dit is nie. Ouens kom en gebruik Filippense 4:13, ek is tot alles in staat deur die Here wat my krag gee, en hy het die beste motiveringspraatjie hoe jy alles kan bereik in jou lewe wat jy wil, maar hy sê nie vir jou Paulus skryf het uit 'n tronksel uit nie. Hy sê nie vir jou in die vorige 2 verse dat Paulus honger gely het, dat hy niks gehaat het nie. God se woord aan jou is, moenie kop verloor nie. Veral nie deur mense wat kamstig dinge sê soos, die Gees het vir my gesê nie. Ja, hierdie word nou opgeneem, maar ek sal dit maar sê, is alright. As iemand vir my sê, die Gees het vir my gesê, sluit ek af, heeltemal. Mense wat vir jou dinge sê soos, ek het 'n woord van die Here ontvang. My eerste reaksie is, nou gaan gryp ek my Bybel en hy moet vir my teksverwysing gee. Want dis die woord van die Here. As dit nie is nie, dan moet jy sê, jy kan jou woorde agteraan Openbaring gaan byvoeg, want dis 'n woord van die Here. Veral nie mense wat dit wat geskryf is, vat en verdraai nie. Dit maak mense moedeloos. En Paulus in vers 2 tot 4, moenie verward word nie. Moenie eers, as mense sê, Paulus het dit geskryf, en hy verdraai Paulus se woorde, moenie kop verloor oor dit nie. Dis hoekom die deel afsluit met hulle wat lief is vir die waarheid. Nie jou gevoel nie, nie jou persoonlike oortuiging, dit voel vir my reg nie. Dit is wat in die Bybel staan. So eerstens, kom ons sê dit vir mekaar, ek en julle moet daarop let, dat ons nie kop moet verloor nie. Geen kind van die Here nie, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Tweede een, die soewereiniteit van God. Ek gaan vers 7 tot 12 lees, ek wil hê julle moet sien, ek wil hê julle moet daarop let, dat hierdie dinge is so stap vir stap beplan, dat al hoe dit kan wees, is as God soewerein is. Vers 7, dis nie vooruit kennis nie, dis nie voor kennis nie, dis vooruit bepaal. Want die misterie, die geheim van die wetteloosheid is reeds aan die werk. Net daai woord geheim, behoort al vir jou te sê, hier's iets aan die gang. Hier's iets wat God weet wat jy nie weet nie. Deuteronomium 29 vers 29. Hier's iets wat ons nie almal verstaan nie, maar God verstaan. Want die misterie van die wetteloosheid is reeds aan die werk. Daar is net die een wat dit teehou totdat hy uit die weg sal wees. En dan sal die wettelose een geopenbaar word. Hom sal die Here Jesus deur die asem van sy mond verteer en hom deur die verskyning van sy teenwoordigheid vernietig. Kan julle sien dat tydperke in God se hand is? Iets wat julle daar kan help met die boek Openbaring. Almal is bang vir Openbaring. Openbaring is die bewys dat God tot op die sekonde in beheer is van alles wat gebeur. 1200
1240 dae. Wat is die getal wat altyd gebruik word? 7 dae dit, 12 dit, 1000 dit. Jy kan dit net sê as jy in beplanning, as jy in beheer van dit is. Dis nie voorkennis nie, dis vooruitbepaling. Nou terwille van tyd, kom ek probeer dit op 'n baie eenvoudige manier. Daai vers 6, en nou weet julle wat hom teehou, sodat hy op sy eie tyd geopenbaar sal word. Daaroor is net so baie al geskryf. Dis nie God nie, dis 'n instrument in God se hand. Ons weet nie presies wie nie. Ek is nie bereid om te sê dit is dit of dat nie. Wat ek wel in my eie oortuiging glo uit Romeine 13 uit reg hierdie geskiedenis, is dat dit die regering is wat deur God ingestel is as 'n instrument om goddeloosheid te keer. Romeine 13 sê dit. In daardie tyd was dit die Romeinse regering wat sekere dinge nog in stand gehou het. En reg hierdie geskiedenis, dis kom ek dink dis iets wat nog steeds so is. Maar die gedeelte gaan oor God se beheer. Vers 8 sê, en dan sal die wettelose een geopenbaar word. Hom sal die Here Jesus deur die asem van sy mond verteer en hom deur die verskyning van sy teenwoordigheid vernietig. Weet julle wat maak boeke soos hierdie en Daniël en Openbaring kosbaar? Want jy stap daar weg, dan sê Here, ek verstaan nie alles nie, maar nou verstaan ek dat U beplan. En alles gebeur tot op die sekonde, soos wat U dit bepaal het. Let op daai woorde, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg. Sien julle dit? Nou, as iets nou vir Salome wil irriteer, ons kyk 'n kinderprent, kyk 'n familieprent, wie van julle kan vir Hulk Hogan onthou? Man, hy was een van die stoeiers, as jy in standaard 4, standaard 5 was, hier in die laat 80s, was hy jou held gewees. Hierdie groot gespierde, en hy speel in 'n familiefilm, waar hy kinders oppas, en dan altyd, wat aan die einde gebeur is, jy het hierdie held, hierdie groot gespierde ou, en dan is daar die vyand, en dis die laaste geveg van die verhaal. Nou, wat nou vir Salome irriteer is, die held verloor amper altyd net. Julle het dit al gesien? Hy is die sterkste ou die hele film deur, maar hele aan die einde lyk dit of hy amper dood is, en dan staan hy op en dan wen hy. Nie so met hierdie vers nie. Nie so met God nie. Wil jy met dit raak sien? Wat bedoel Paulus as hy sê met die asem van sy mond? Oorlog verby. Dit is, God is nie in 'n oorlog teen die bose nie. Ek verstaan nie hoe mense partykeer stellings maak soos God is in stryd met die bose en ons moet God help, asof ons God kan help. God is nie in 'n stryd met die bose nie. God is nie in 'n oorlog geworstel nie. Die Satan het God nog nooit 'n hou toegedien nie. Kan ek dit herhaal? Die Satan het God nog nooit 'n hou toegedien nie. Alles wat gebeur het was presies volgens die raadsplan van Christus. Nou sê julle, Jannie, wat van Christus se kruisiging? Handelinge hoofstuk 4. Hulle het saam vergader om presies te doen wat U hand bepaal het hulle moet doen. Weet julle, Ligon Duncan, ek lees iets van hom, hy maak hierdie stelling. Hy sê, this is Godzilla versus Bambi. Ja, die man van wetteloosheid word bekend gemaak. Kyk gou wat sê vers 8. Die man van wetteloosheid word bekend gemaak en net so, en Christus vernietig hom. Nie 'n oorlog nie, nie 'n stryd nie, en hy's weg. En Paulus skryf vir hierdie gemeente, die wêreld waarin julle leef, moenie kop verloor nie. Jy hoef nie bang te wees nie, jy hoef nie angstig te wees nie. Ek verstaan nie hoe mense dinge redeneer soos, as ons nie genoeg glo nie, kan God nie sy werk doen nie. Waar op aarde? Help my met Nebukadneser. Nebukadneser loop op die paleis van sy dak, of sy dak van sy paleis, en hy sê, kyk hoe wonderlik is ek. En net so, en hy vreet gras. Watter mense het 'n bydrae gehad by dit? Wie het vir God gehelp om Nebukadneser te wen? Geen mens nie, hulle was nie eens in die prentjie nie. Die hele volk is in slawerny in Egipte. Help julle my vanoggend, wie se geloof het God gebruik om die Israeliete te bevry? Definitief nie die Israeliete sinne nie. Definitief nie Moses sinne nie. Daar was nie, maar God het hulle bevry. Herodes in Handelinge 4. Kyk gaan Handelinge hoofstuk 4. Hierdie is 'n pragtige gedeelte om dit te illustreer. Dis amper aspres asof die apostels en die gelowiges
nie genoem word met wat gebeur nie. Ag, Handelinge 12, sorry. Ek het nou na Handelinge 4 verwys. Handelinge hoofstuk 12, vers 21. Handelinge 12, 21. En op 'n vasgestelde dag het Herodes sy koninklike klere aangetrek en op die regterstoel gaan sit en hulle toegespreek. Hierdie was 'n groot vertoning. Hy trek sy beste klere aan, almal is beïndruk, vers 22, die volk het toe uitgeroep, die stem van 'n God en nie van 'n mens nie. Vers 23, en onmiddellik het 'n engel van die Here hom neergevel, omdat hy nie die eer aan God gegee het nie, en hy is deur wurms geëet en het gesterf. Sien julle dit? Wie se geloof? Waar is hulle? Ek verstaan nie dat mense dink, ons is in hierdie stryd en ons moet vir God help, ons geloof help hom. Ons geloof help hom niks, ons geloof is 'n gawe van hom, om hom te vertrou. Maar God wen die stryd, sonder dat hy in 'n stryd geworstel is. God tree as oorwinnaar uit, omdat hy dit so beplan het, omdat hy iets van homself wil toon. En daarom kan ek en julle vir mekaar sê, al die dinge wat ek en julle sien en wat ons versoek word om moedeloos te raak en te vra, maar waar is die Here, wanneer gaan die Here ingryp? Onthou dat God volkome in beheer is, van elke ding. Kom ek maak 'n toepassing, of 2 en dan is ons klaar. Moenie mislei word deur vals tekens van 'n vals God nie. Vers 3 en 4, laat niemand julle op enige manier mislei nie, dan praat hy van hy woorde deur 'n gees, deur 'n woord of deur 'n brief van Paulus nie. Spring so af na vers 9 toe. Dit is hy wie se koms volgens die werking van die Satan is, met alle krag en tekens en wonders van valsheid. Mense sien iemand doen tekens, dan stroom almal soontoe, want dit is van God af. Nie altyd volgens hierdie vers nie. Vers 10 sê, en deur elke misleiding van ongeregtigheid vir die wat verlore gaan, omdat hulle nie die liefde van die waarheid aanvaar het, sodat hulle gered kan word nie. Tekens en wonders is nie 'n bewys van ware Christendom nie, hoor. Die tekens wat Christus en die apostels gedoen het, was om Christus te wys as die Messias, die Bybel sê dit, en die apostelssinne skryf Paulus vir die Korintiërs, ons het na julle toe gekom met die kentekens van apostels, met ander woorde, dat julle kan weet ons is apostels. Maar tekens en wonders is nie 'n bewys van ware Christendom, dat jy die ware God dien nie. Die Bybel is duidelik, Openbaring is duidelik, dat die duiwel 'n naaper is. Het julle dit al opgelet? Alles wat God doen, wil die duiwel naap. Die duiwel probeer alles namaak. Jy word mislei deur tekens en wonders, omdat jy nie die waarheid ken nie. Dis wat daai verse sê. Vers 9 en 10 en vers 11 en 12 sê dit duidelik. Jy word mislei deur tekens en wonders, omdat jy nie die waarheid liefhet nie. Jy kies dit wat jy wil glo en verwerp die waarheid ten koste van dit. Nou, hier's 'n vraag, ek dink is gepas in ons tyd. Wie volg jy werklik? Wie is die mense wat jy werklik volg, wat jy glo die ware God verkondig? Volg jy die ouens wat tekens en wonders doen, of volg jy die ouens wat groot moeite doen met die waarheid om suiwer te bly? Nou, weet julle wat's angswekkend? Jy kan aan jou vals leerstellings vashou, soveel sodat God jou oorgee. Dis ontstellend, vers 10. En deur elke misleiding van ongeregtigheid vir die wat verlore gaan, omdat hulle nie die liefde van die waarheid aanvaar het, sodat hulle gered kan word nie, en daarom stuur God vir hulle die werking van die dwaling, sodat hulle die leuen sal glo. Ja nee, hoe werk dit? Hoe kan God nou 'n leuen van dwaling stuur? Jesus sê vir die Fariseërs, julle glo nie, omdat ek die waarheid aan julle bekend maak. Die waarheid kan vir jou so wees, dit pas nie in jou raamwerk in, dit pas nie by wat jy wil hoor nie, en dit word vir jou dit wat vir jou wegdwing van die waarheid af. Jy kies dit wat jy wil glo. Nou, 'n kenmerk van hierdie tekens en wonders is, en dit het my gehelp, ek weet nie wie dit gesê nie, maar dit is so waar. 'n Kenmerk van hierdie misleiding is, dit gaan jou natuurlike begeertes aanspreek. Dit gaan altyd vir jou so goed klink, dat jy sê, maar ek wil dit hê, ek wil dit beleef. Dit sal jou in jou hart roer, dit sal gaan oor jou gesondheid, oor jou geld, oor jou sukses. Hierdie teken sal altyd iets wees wat vir jou gaan lok. Ek weet nie, almal is mal oor Chronicles of Narnia nie, maar daar's een ding in daai boek, waar die kleinste seentjie, ek dink dit was Edmund, waar die wit heks by hom kom, en dan gee sy vir hom 'n lekker suigstokkie.
En al drie die ander los dit, maar sy mislei hierdie een seun en dit het amper groot moeilikheid veroorsaak, want dit het na sy smaak gekom. En iets van hierdie vals lering is, dit gaan iets wees, jy gaan nie sê, o nee, hier is die duiwel, dis nie wat jy gaan sê nie. Jy gaan dink jy dien die ware God, as jy agter dit aangaan. So eerste toepassing, moenie mislei word deur valstekens van 'n vals God nie. Tweede toepassing, as jy nie in Christus is nie, weet verseker dat die oordeel gaan kom. Ek het al mense ontmoet wat so verhard is, dat dit lyk amper of hulle die goddeloosheid van die wêreld geniet. Hulle sê, ja, maar waar is God, en kyk hoe gaan dit in die wêreld, en daar is nie so iets nie. Hierdie ding is net 'n bewys dat God volkome in beheer is, dit gebeur presies wat hy gesê het dit gaan gebeur. Die wederkoms gaan gebeur, Christus gaan weerkom. Derde toepassing, as kind van die Here, weet vanoggend verseker dat God volkome in beheer is, van wie en wat en wanneer, tot op die sekonde. Wees waaksaam teen vals leerstellings, maak seker jy saam met mense wat die waarheid liefhet, maak seker jy het 'n hoë siening van God en sy woord. Dis iets wat belangrik is. En ek en julle hoef glad nie angstig te raak nie. Maak nie saak wat in regerings of in koninkryke of waar ook al gebeur nie, ek en julle hoef nie kop te verloor nie. Ja, dit maak ons bid. Ons gaan in die volgende gedeeltes, gaan Paulus ons help, maar hierdie ouens het so vasgehou daaraan, dat hulle het selfs nie eers mee gewerk nie. Hulle het gesê, Jesus gaan nou kom, so ons hoef nie meer te werk nie. Paulus gaan ons help daarmee, hy gaan vir ons sê, maar okay, hier jou jy nou kop, jy staan vas, maar dis nou hoe jy gaan lewe, in die volgende stukke. Kom terug na die Bybel toe. John Piper maak 'n stelling, ek het dit vir myself uitgeskryf. Do we follow the apostle in this? Do we tend the garden of our emotions with the tools of biblical truth? Die oplossing vir jou emosies is Bybelse waarheid. Nie verdere emosies nie. Do we follow the apostle in this? Do we tend the garden of our emotions with the tools of biblical truth? Teologie is belangrik. Hy wil hulle bemoedig. Hy gee nie vir hulle 'n spanpraatjie nie. Hy gee vir hulle suiwer teologie. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, ons is so gewoond om U God te noem, Vader te noem, Here te noem, almagtig. Maar ons vergeet so dikwels wie U regtig is. Ons vergeet so dikwels, ons gebruik daai name maar net uit gewoonte uit, maar ons vergeet dat daardie name regtig sê wie U is. U is die Here, Jahwe, U is die selfbestaande God, wat sonder U, al sou alles ophou bestaan, bly U nog steeds presies dieselfde soewereine God. En ons bid dat ons U vanoggend net nog meer so sou leer ken. Ons nie rond sal hardloop en dink daar is chaos en niemand is in beheer nie. Ons God sit in die hemel en hy doen wat hy wil. Ons bid dat ons daardeur versterk mag word. Ons bid dat dit ons sal motiveer om die evangelie te verkondig in die slegste omstandighede, selfs al kos dit my lewe. Dit is beter dat ek my lewe vir die Here aflê, as om op 'n hoë ouderdom alles bymekaar te gemaak het. Maar ek verloor dit in die dood, en ek is nie by U nie. Help ons dat ons hierdeur aangespreek sal word, dat ons ywerig vir U sal wees. Ons bid dat U ons sal help met moeilike gedeeltes soos hierdie, dat ons dit al beter sal verstaan en dat ons versterk sal word. Doen dit vir die eer van U naam. Amen.